De klakkerchats, 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 de klakkerchats. How's it? Welkom vandag by ons episode van The Chats. AK. AK! Hey. AK, let's go! Ons kan niks sê nie. So, vandag gaan ons bietjie chat oor vriende en verhoudings. Yes. Ja. Hoe hulle bietjie meng hulle goed, meng hulle sleg, soos wat se aanpassings dit is vir vriendskappe, water en olie verhoudings. Ja. So ja, ek dink ons kan maar begin. Hoe voel jy oor hoe het vriendskappe al jou verhoudings geaffekteer? Of andersom, verhoudings al jou vriendskappe geaffekteer? Ek kan nie sê dit het actually al nie. Ek weet net dat daar was al ouens wat issues gehad het met my seunspalle, omdat ek maar baie naby aan hulle is en baie sal soos byvoorbeeld hulle opbring in gesprekke, maar ek bring hulle nooit, wat ironies was, ek het hulle nooit my seunspalle meer opgebring in gesprekke as wat ek byvoorbeeld jou met Jean het nie, maar ouens fixate net op die feit dat ek 'n ou se naam opbring en dan dink hulle ek bring dit meer op, maar as mense probeer ek lief is, ek gaan hulle heeltyd opbring, man is baie betrokke in my lewe, so ek dink dit was al issues vir ouens, maar dan het ek net altyd dit gewoonlik aangespreek of ek sou myself bietjie distant om hulle te respekteer, maar ek sou sê dit was al issue nie. Dit was wel al 'n issue vir my ouens wat ek al mee te doen gehad het, dat ek te veel tyd met my vriende spandeer. Ja. Nee, Dit is 'n issue. Ja, ek dink dit is 'n groot aanpassing vir albei. Ek dink as jy gewoond is of jou vriende gewoond is om jou te sien en daar te wees, jy 24/7 en dan nou moet jy jou tyd begin verdeel, dis moeilik. Maar ek dink ook, jy kan sal kan relate en ek doen, soos as jy nou 'n verhouding het om daai ding te manage van jy sien jou vriende nog genoeg, maar jy spandeer ook tyd saam met daai ander persoon, want jy weet jou vriende gaan, of jy hoop jou vriende gaan altyd nog vir jou weet, maar jy wil soveel as met tyd saam met daai persoon spandeer. Ja, dis moeilik. Kyk, ek kan nou vir julle sê, as jy planne met iemand gaan kanselleer, of dit nou die nuwe love interest is, of jou vriende, hulle gaan jou terugslaan met die jy's besig om ons af te skeep vir die of die. So jy gaan maar net moet jou time so manage, dat hulle nie afgeskeep voel nie, en aan hulle kommunikeer soos, luister, hierdie persoon is nou belangrik vir my, ek weet ek kanselleer op hierdie, maar kom ons doen hierdie op 'n ander dag. En selfs met jou vriende, so dit is moeilik, ek gaan vir jou sê, dis maklik nie, dis baie moeilik, en ek dink soos, veral as jy nie tussen 'n verhouding, jy wil daai persoon soveel as moontlik sien, en dan vir jou vriende baie maklik afgeskeep, en ek dink vir hulle is dit, hulle het jou altyd gesien, en dan soos ek en jy, ons is altyd by mekaar gewees, en dan, kom ons sê, persoon beter nou in die lewe gekom, en nou is ek soos, ek sien jou nie meer nie, hoekom skeep hy my af, is hy nou belangriker as ek, en ek dink nie dat is dat hulle belangriker is nie, maar julle het daai tyd nodig om te bou in 'n verhouding, so ek dink dit is wat dit moeilik maak, ek dink best moet man net die time beter manage en kommunikeer, en ook vir jouself tyd, nog steeds, En so hoe het jy dit al ervaar met die ouens wat jy getyd het, se vriende, soos dat hulle vriende? So kyk, ouens is altyd soos, ouens is soos, ek wil net myself enjoy, en ek wil my vriende by my hê, so hulle is altyd considerate van, ek wonder hoe sy meisie daaroor gaan voel, die ouens dink nie so nie. So, ek dink die verantwoordelikheid is op die ou, ek het altyd vir die ou laat weet, die verantwoordelikheid is op jou, of jou vriende te laat weet wat ek vir jou beteken. Ja, soos wat ek vir jou beteken, want ek dink baie keer soos ouens is dit soos, die girl is nou in my lewe, en hulle soos, okay, die girl is nou in jou lewe, maar ek sal vir jare jou vriend, toe kom kry sy prioriteit. Maar ek voel as die ou net na die vriende toe gaan en sê, hoor die girl beteken actually vir my baie, en ek dink hierdie kan iets goeds wees, en net bietjie soos compassion met die feit dat ek julle dalk bietjie gaan afskeep, maar beteken nie, julle beteken minder vir my nie. Maar ouens doen nie dit nie, want ouens praat nie so nie, en hulle dink nie so nie. So baie keer dan was ek al in verhoudings, en dan het ouens my soos afgeskeep, soos hulle kon altyd hulle tyd aanpas
met my, so ek moes soos my planne verander het, maar die vriende se plan kon nooit hulle tyd aanpas nie. So ek moes altyd compromise, maar die vriende kon nooit compromise nie. En ek weier om weer in so iets te wees, dit is nie lekker nie. Veral nie as ek altyd my lewe moet aanpas vir iemand en hulle kan nie hulle lewe aanpas vir my nie. Want dit wys net so baie vir jou beteken. So as ek nie genoeg vir jou beteken om jou planne te rearrange nie, gaan dit soms nee, dit maak sin. Ek voel ook soos dit hoef nie altyd 'n ding te wees van jy sien na jou vriende en dan sien jy my nie. Ek dink 'n goeie soos middelpunt is as mense saam goed. Dit en dan voel ek soos En ek voel ook, as jy nie oor die weg gekom met sy vriende nie en hy kan nie oor die weg kom met jou vriende nie, dan kom hulle in afval van verhouding. Want daai is non-negotiable. Soos dit is, daai mense het jou gemop jy is, dis kom ek verlief geraak op jou. En die mense het my gemop jy ek is, dis kom ek verlief geraak op my. So as jy nie hulle kan aanvaar nie, dan moet die verhouding maar nie wees nie. Dis my. Ja, nee, ek dink dit is baie belangrik. Hoe sal jy sê is 'n goeie manier om tyd op te split tussen jou vriende? Ek dink maar net kommunikeer. Soos ek dink jy dit moet nou maandag sy, maandag hulle, maandag sy, maandag hulle, so tipe situasie wees nie. Ek dink jy moet gaan sit in jou week uitbeplan en dit aan albei partye uitkommunikeer. Sorry boys, die naweek is ek bietjie behaal, sport regtig bietjie tyd. Ek was laas naweek by julle, maar kom ons reël mekaar Woensdag te sê, dan gaan speel ons bietjie golf, of Vrydag gaan speel ons bietjie golf, of kom ons gaan speel bietjie tennis en weet jy wat, Tom, Gerard, ek het jou week terug gesien, kom ons gaan speel bingo Dinsdag aan en ons gaan rock, shitface en whatever, en dan kry jy hele tyd so. Maar ek dink ook, soos, as jy jou vriende meer sien as jou verhouding, dit kan opgesond wees vir die verhouding. Die vriendskap gaan altyd al wees, ek weet nie met 'n beskryf nie. Dis die ding wat ek dink, soos ek dink dis baie keer wanneer vriendskappe onder die grootste strain kom, is wanneer daar jou verhoudings of nuwe mense in jou lewe inkom. Anders is nuwe vriende, nuwe verhoudings, soos dis baie om mee te deel. Maar ek dink ook as jy die regte vriende in jou lewe het, sal hulle ook jou daai tyd gun, verstaan jy? Maar dit kan ook baie maklike ding raak van, nou skep jy my af, ek sien jou nou glad nie meer nie. Soos my seuns vriende byvoorbeeld, altyd as hulle meisies gekry het, ek het altyd gevoel soos, nou wiskelik praat hulle met my nie, maar ek het dit van 'n gegin. En nog elke keer nadat ek het van 'n gegin in daai tyd wat hulle soos vir 2 maande radio silent gaan nie met my praat nie, het hulle nog elke keer na die tyd teruggekom. So ek ken hulle nog goed genoeg om te weet hulle gaan my nie afskryf nie. So ek gaan nie in panic mode en sê oei hulle skep my af en sit nog meer druk op hulle nie. Ek weet dat ek kom altyd terug van my teen selfs met my vriendinne. Soos ek weet soos as jy byvoorbeeld soos laasweek het ek nou nie regtig gesien nie. Ek het nie eendag vir gesê hoor jy skep my af of wat nie. Ek het vir jou tyd gegee en ek weet ons sal mekaar weer sien en tyd maak vir mekaar want ons is belangrik vir mekaar. Ek dink as jy vriende het wat nie enigiets weer kan geniet, het jy nie goeie vriende nie. Maar ek dink nie jy moet op so 'n punt so invested in jou verhouding word dat jy vir langer as 'n week nie kontak het met jou vriende nie. Dis ook nie gesond nie. Want dit beteken jy overinvest ook bietjie in 'n verhouding en dan gaan jou identiteit in jou verhouding wees en nie in jouself nie. So dis moeilik. Dis regtig moeilik. Dit is 'n baie moeilike konsep. Wrap your head around, maar dis kom ek dink, soos wat jy sê, soos die belangrikste ding is om met almal te kommunikeer en te laat weet dat soos ek skep jy nie af nie, jy is nog steeds baie belangrik vir my, maar hierdie is 'n nuwe ding in my lewe. Ek dink ook dis belangrik vir mense om te verstaan dat die lewe gaan nie net oor vriendskappe nie, dis 'n baie belangrike deel van vriendskap, but ultimately soek jy jou mense wat jy in die res van jou lewe saam kan aanneem, want jou vriende gaan ook tot persoon kry. Verstaan jy? Hulle gaan aangaan met hulle lewe. En dan lê jy, waar is jy? Presies waar jy was saam met hulle jare terug. En jy kan nie so En ek dink net om 'n gebalanseerde lewe te hê. Jy kan nie net tyd met jou vriende spandeer, net tyd met jou meisie nie, of ou nie, of net tyd met jouself nie, want either jy gaan jou identiteit in jou vriende hê, of jy gaan jou identiteit in jou verhouding hê wat nie gesond is nie, of jy gaan 'n loner wees wat niemand het om eendag op staat te kom nie. So as jy nie nou 'n balans kan kry nie, gaan daar altyd iewers lacking in jou lewe wees. En as ek net kan raad gee, soos evalueer jou vriendegroep op 'n eie. As jy 'n vriendegroep is waar almal verhoudings het, soos
shift your priority. Hulle iemand se fokus bietjie op die verhouding. As jy vriende het wat net single is, nê, verstaan net soos dat hulle wil jou ook sien want hulle het nie daai iemand nie, maar verstaan ook dat as jy nie jou prioriteite gaan shift nie, jou girl, meisie of ou, gaan altyd soos 'n tweede prioriteit voel, dan gaan jy binnekort ook single wees. En ek dink ook dit is belangrik vir vriende wat hulle ander vriende nou in verhoudings is of jy's nou in verhouding. Ek dink as jy nie iemand in jou lewe het nie, jy hoef nie altyd jou tyd om jou vriende of vriendinne te spandeer nie. Jy moet ook werk aan jouself, want op die ou en van die dag moet jy jouself ook op 'n plek kry waar jy reg is vir 'n verhouding of soek na 'n verhouding of bou aan jouself om iets te bereik in jou lewe. So ek voel dit word ook hierdie jonge fokus van jy moet nooit dependent wees op enigiemand. Nie 'n beste vriend nie 'n beste vriendin nie 'n kerel nie 'n meisie nie. Jy moet kan funksioneer op jouself en as jy agterkom dat jy nie kan nie, gaan jy moet bietjie introspeksie doen. Dit is my opinie. Ja, ek weet nie, dis moeilik, dis regtig moeilik. Ek kan nie sê daar's 'n wenresep nie. Ek dink jy moet net kommunikeer met wie ook al jy 'n verhouding is en dit gaan either werk of gaan nie. En ek dink as jy belangrik genoeg geskraap persoon gaan binne tyd op jou. If you wanted to, you would. En ek het al agtergekom, ek weet of jy agtergekom het, maar hierdie konsep van vriende en verhouding is baie moeilik vir people pleasers. Verskriklik. Want hulle wil almal happy hou en die ding is jy kan nie jou broodjie aan altyd kante geboter hê nie. Soos ek sê dit en mense moet dit hoor, maar we are here to be pleased with our lives, not to be people pleasers. So jy moet gelukkig wees en jy moet weet van wat word ek vandag en dan gaan jy met dit en dit kommunikeer aan die ander mense en eerlik genoeg met hulle wees, want jy gaan iemand teleurstel, maar jy kan ook altyd opmok daarvoor, maar jy kan nie almal happy hou 24/7 nie. Iemand gaan altyd afgeskeep voel. So maar net dit is. Dis moeilik. Wat sou jy sê soos, is jy gewoonlik die ene wat eerder in 'n verhouding meer invest of meer in jou vriende afskeep, of sal jy gewoonlik meer in jou vriende aanhou klou en dan skeep jy die verhouding af? Ek sal sê ek het nou 'n lekker balans gevind in my lewe waar ek voel ek skeep niemand af nie. Ek kan net sê, nee, ek doen definitief nie. Maar ek was al iemand wat vriende afgeskeep het vir verhoudings, wat ek raak so maar ek dink dis ook 'n ding van ek shift my focus, dan dink ek moet al my tyd daar invest. Verstaan jy? In steede van dat ek kan 'n goeie, gesonde balans handel. So ek dink ek was al daai persoon in die verlede wat vriende agtergelaat het of net nie meer so baie tyd so met hulle spandeer het nie, en obviously het dit hulle seer gemaak. En dit het veroorsaak dat toe daai verhouding se uitwerk nie, het ek niemand gehad. Ek hoor it's not good. Maar ek voel ek is nou op 'n plek waar ek regtig 'n lekker balans het. Ek moet sê ek was nooit soos iemand wat heeltemal my vriende afgeskeep het nie. Ek kry tye wat ek net op daai persoon fokus. Op gesien ek begin as met baie klippes en ondergoeders. Maar ek moet sê ek was ook altyd goed daarin om my vriende in te trek. By my verhouding. Soos ek was soos ek kan nie afskeep en ek kan nie afskeep en kom ons kyk so. Ek dink mense onderskat die krag wat 'n compromise. Dis 'n compromise. It is, nee, ek dink dit is belangrik om en dit is ook goed vir jou mense om te mix. Dit gee vir jou 'n beter idee van wie dit is, dat hy nie 'n sokkerpaat is nie. Daai nog nooit gesien nie in my lewe. Dis 'n mesbal. Ek was net so wat. Dat hy nie 'n sokkerpaat is nie. En dan kan jy vriende ook vir sê, luister, nee, of jy weet, jou pelle kan ook agterkom as jou vriende, jou persoon kan ook agterkom as jou vriende te veel van jou verwag of soos onrealistiese verwagtinge. Soos, kom ons is eerlik, jy het al in verhoudings met my, vorige verhoudings, het jy het goed gehoor wat ek sê, maar jy was soos maar toe jy soos ek jou ingetrek het by die verhouding en jy goed observe het, toe kon jy vir my sê, maar die dooi is nie reg. En as dit goed was, dan kon ek vir my sê, maar die nooit, dis is iets, soos dit gaan goed, soos ek hou van wat ek sien. En selfde ek met jou, soos, jy kon vir my goed sê, en dan was ek soos en dan kon ek 'n persoon sê, en so van, nee, jy word dink, of, nee wat, jy is een best om heeltemal van die bal van die self te wees. So, ek dink dit is baie belangrik,
Soos selfde ouens ook. Ouens sal dadelik vir jou sê hierdie wil is psycho. Ja. Soos nee, of hierdie Ja. wil is stil. Ja. Soos Ja. alles sal dadelik dit sê. Ja. Hulle gaan sê nee, sy sorg wat ek Maar het jy al agtergekom, ek voel ons huis is baie makliker vir ons seunsvriende Ja. in terme van advies, maar hulle sal nooit ons advies van Nee, want ek dink hulle weet ons is reg. Ja, Maar nog elke keer nog as elke ek jou keer nie nie sien jy my nie. ja, nog elke keer wat ek my seuns vriende advies gegee het in hulle verhoudings, dan het hulle nooit van geluister nie, maar na die tyd sal hulle sê, okay, jy was reg. Maar altyd as my seuns vriende vir my advies gegee het in verhoudings, het ek dit dadelik gevat want ek voel ouens herken ouens se bullshit. Ja. En ek het dit dadelik gevat en apply en dit het nog altyd my gat gered. So hulle moet net vroeër vir ons begin luister, dan kan ons hulle help. Hulle baie dramas Ja. voor. En Maar- hulle gaan al die meisies na daai meisies se Ja. dramas voor. Ek weet nie hoe ouens daar sou voel wat ons date nie, maar ek gaan eerlik wees, ek vra altyd my seuns se advies oor baie goeders. My seuns. My seuns vriende se advies oor baie goeders, want hulle weet hoe 'n man se brein werk. Oh. En baie keer dan sal my seuns vriend my sê maar die oor dink dit. Hy Hy dink dink dit. Hy het nie sy brein het eers daar gegaan nie. Ja. En baie keer wat my seuns vriende my gesê het maar die kom uit hierdie uit, was hulle reg. Ja. Dit was nie goed vir my gewees nie. So weet jy wat? Guys, Ruan, you've saved me from a lot. Mwah, shout out. Ja, so ja. Ja, en dan wat ek by jou gehoor het, Ja. dink jy soos dit is sleg? Wat dink jy is meer belangrik? 'n Vriendskap of 'n verhouding? Ja. As ek dis moeilik. Dis baie moeilik. Ek dink dit is ewe belangrik want jy moet vriende hê in jou lewe. Ek dink dit is 'n baie belangrike aspek van jou lewe. Maar ek voel ook dat dit is belangrik om 'n verhouding te prioritiseer. So dis hoekom ek actually terugkom om te sê dat wat jy sê van die saam dan integrated. Soos maak dit deel van jou eie by mekaar. En as jy vriende nie kan iemand hou nie en hulle valid redes, gaan check dit. Maar as dit nie valid redes is nie met jou ernstige chat en met jou vriende en sê luister, dit lyk my julle hou van niemand wat ek hier bring nie. Wat is die eintlike ja? En as die enigste issue wat hulle het is dat as die children spandeer te veel tyd met hom en nie met hulle nie, of met haar en nie met hulle nie, dan dink ek jy het ook vriende wat niks vir jou kan gun. Ja. Soos soos ek het laas keer dit Mijan gesê, "O ja, jy spandeer te veel tyd met hom." Toe dink ek, okay, sy gun dit net nie vir my nie. Ja. Toe en dit het so gevoel. Maar toe sy begin ander redes gee van hoekom sy nie van hierdie persone proef nie, toe begin dit sin. Ja. Maar as die goed net is, jy spandeer te veel tyd op 'n skema, dan is dit 'n kwessie van jy gaan my niks. Ja. Maar in dieselfde asem gaan ek sê, as jy vir te lank nie jou vriende sien nie, maar jy sien hierdie girl konstant. Nee, rooi vlag. Ja. Jou vriende was daar vir jou voor die girl of voor die kerel, verstaan? So Ja. Nee, ek sê jy kan nou nie net een kant toe skuif, dit is so lelik. Soos as jy nou iemand miskry en jy skuif my net kant toe. Ek weet ek was al daar vir jou in die moeilikste tye. Dit sal my so seer maak. Dit sal en ek het al 'n vriendin gehad wat die oomblik toe sy kerel gekry het wat ek al gehelp het om by daai chom uit te kom. Toe skeep sy my af en tot vandag het ons nog nie 'n woord gepraat nie. En ek sprak te sien dan is ons saam en dit skry die verhouding werk uit. Maar ek voel nog steeds ek het nie daai verdien as 'n vriendin wat invested was in jou lewe nie. Ek het nie daai verdien nie. Nee, So ja. Okay, so kom ons doen soos 'n quick game, nee. So ons gaan sê ons gaan 'n stelling sit en dan gaan ons sê boundaries. So die topik is boundaries met vriende as jy nou soos in 'n verhouding is. Jy of nee. So ons sê stelling en dan jy of nee. Okay. Jou seunsvriende of jou vriende van die opposite geslag hang op jou se loop squared boys. Nee. Ek dink dit is disrespectful as jy is disrespectful. as jy 'n verhouding is. Okay. Ek worry nie oor 'n hallo drukkie of wat ook al, maar dis nie 'n gehanger aan mekaar en 'n Ja. Die persoon met wie jy 'n verhouding het, slaap oor by vriende van die opposite sex se flat. Is dit nou nie? Just 'n groep, maar ja, net daai groep vriende. Jy sê daar nie. As dit 'n groep is, sal ek okay wees. As dit kan net 'n groep girls en soos 2 ouens.
Ek dink dit sal okay wees met dit. Ek dink my probleem sal uitkom as dit een girl is en my girl. Ja, Dit sal vir my meer anxiety. ek vind net soos glad nie gemaklik is oor 'n situasie. Ja. Nie omdat ek soos hom nie vertrou nie, maar soos drank sit mense inhibitions af. Ja, ek verstaan. Gewoonlik as jy oorstap by iemand is jy klaar snotters dronk. Ja. So dis net vir my nie. Ja, ek verstaan jou. Punt, maar ek voel net vir my is 'n weird. As nie dit sided one-on-one is, dan is dit 'n groot issue. Dis 'n groot ding. Ja, daar is dit vir my al. Ja, ek weet dit. Hell to the no, Hell to the no, no. Hell no, to the no, 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 hell to the no. So jou boyfriend of girlfriend bel hulle vriende as hy in die moeilikheid is of hy hulp nodig het in steede van jou eerste. Wel, ek dink soos dit hang af van die situasie. As hy snotters dronk is en soos hy voel sy vriende of wat ook al die situasie is en hy voel sy vriende kan hom beter uit daai situasie uitkry en dit sal byvoorbeeld nie veilig wees vir hom uit te ry op aardige tussen kry. Maar as dit soos iets emosioneels of so en hy bel hulle in plaas van my, dan ek ons in 'n verhouding as jy nie op my kan sien dis wat ek wil 'n steunpilaar vir iemand wees. Maar ek voel as hy eerder sy vriende bel, dis fyn. Ek voel ook ek sien nie rap om nie. Hy kan dan die eerste bel my met my tweede bel. Ja, dis fyn. Ja. Dan hulle eerste Ja. is fyn, maar soos lig my in as Ja, daar iets is. Ek wil ook daar wees Ja. wat ondersteun. Maar dit ek sal nie sê dis 'n nee nie. Dis maar jy, dis maar fyn. Ja. Daai keer kort ouens sê ouens sal dit seker goed en ek back dit 100%. Ja. Dit's goed wat ek julle ook mee sal bel voordat ek ouens sal bel om sê verstaan dit. Dis kom ek sê ek wou nie maar deel net ook met jump in my work oor. Ja, laat ek net ook kan help waar kan. Ja, ek spot ek is sleg met dit. Soos ek tend toe om nie mense te wil pla met my situasie nie. So ja, dan ek ja. Jy sê een vir ons is wat ek voor. Die nou sal sê ja, ek spot ek is sleg met dit. Okay. So jou kerel of meisie hang alleen uit so met hulle beste opposite sex vriend of vriendin. Dis nie vir my issue nie. Ek voel ja. Dis nie vir my issue nie. Soos ek voel as jy net uitgaan koffie gaan drink, dis regtig nie vir my issue nie. Ek net wêreld van My nie hy. en die probleem by die huis is ja. Ek wil net weet waar jy Ek dink as jy weet daai ander persoon het nog nooit gevoelens gehad of intensie gehad om daai persoon te date nie, dit is fyn. soos ek voel jy moet hulle kan vertrou om soos met ander sagte en ja, ding te ek hê. sê saam met jou. Dis kom ek sê ek soos ek dink waar daai inkom is net dat ek het al boyfriends gehad wat vriendinne gehad het, maar ek weet dat daai vriendin is daar met verkeerde intensies en dan wil hulle heeltyd alleen goed doen. En dan sit van jy maak nie meer tyd vir my nie, wara. En dit blok my. Maar as dit 'n chill vriendin is, hulle sal planne van freaking kleuterskool af of al te jare dan as iets sou gebeur en sou dit al gebeur het en dan is dit chill. Ja, dis waar dit is so lekker al. Hoe voel jy oor as 'n ex van jou partner deel vorm van hulle vriendekring? Wel, ek voel as dit nie uitgewerk het nie, is daar 'n goeie rede. So hy sou nie na my toe gekom het as jy vir hom alles kon bied wat hy wou nie. So dis horrible. Try your luck. Ja. Maar ek sal net wel baie eerlike kommunikasie hê Ja. van as jy met daai persoon veral alleen tyd sal spandeer. Ek sal net wil nie die aanleentheid. Sien ek sal net wil weet van dit. Ek vertrou jou. As hulle alles was wat hulle gesoek het, dan was hulle nog met daai persoon. Nee, dit is So dit ekstra is nie vir my so 'n groot issue nie. I know what I bring to the table. ja. Maar so ja, ek sal net wil weet daarvan. Ja, ek sal ook wil weet daarvan. Ek sal wil weet daarvan en ek sal net mooi wil verstaan dat daar nie weer 'n kans is daar nie. En dan is lekker rustig. Is dan bly en let go. So, maar if there's unresolved, goed gaan dit nou wel. Ja. Okay. So ons hoop ons kon hulle 'n bietjie gehelp het met die moeilikheid van om vriende en verhouding te balanseer.
Ek dink ons het die perfekte remedy gegee nie. Ek dink weesheid is eerlik. Ek dink dit is kommunikasie en eerlikheid met almal. Ja, en dis eerlik aan albei partye. Daar bly jy op vir jou girl oor waar jy is met jou vriende nie, dat jy eintlik werk of dat jy sê vir jou vriende jy het 'n familiefunksie en is eintlik wat jy wil nie, want hulle gaan nooit mekaar se tyd en spasie respekteer met jou as jy nie eerlik is met hulle oor waar jy is nie. Dis my advies. So ek sal sê start met dit en as jy vrou het met dit, drop dit in die comments en ons sal kyk of ons veel advies kan gee. Maar ek dink dis maar iets wat jy gaan met self uitsorg met jou persoon. Ja, ek sien son. In ieder geval. Maar dankie dat jy ons vandag weer gejoin het hier op Ja. die Chats vir Dirk Lekker Chats op hierdie Dirk Lekker bank. Maar ja, dan sien ek julle weer volgende weer. Woo! Bye! The Clacker Chats, 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 the Clacker Chats.